Goeiemiddag, is al middag. Hoop dit gaan goed. Ek wil graag 'n bietjie met julle share. Dis nou al so geruime tyd wat die Here dit op my hart druk en soveel mense het vra daaroor. Oor die as en of jy iemand se as in jou huis moet hou en so ek is nog heeltyd half effe aan die versigtige kant as ek dit so kan stel. Ek wil nie iemand moet dink ek is onsensitief nie vir hulle seer nie en onsimpatiek nie. So moet dit asseblief nie uit 'n emosionele punt kyk nie. Menende dit wat ek by die Here gekry het vir die video is skrif en woord gebaseer. So ek gaan my ervaring deel rondom dit. En dit is nou al 'n geruime tyd wat die Here op my hart druk om hierdie te doen en ek weet as ek dit nie doen nie, dan is ek disobedient. So na die week het ek net besluit dat weet jy wat, ek kan dit nie langer uitstel nie. Ek moet dit doen. So die teaching gaan meer oor the spirit of death, die gees van die dood. Seker meer as oor die as deel sal ek my eie persoonlike ervaring deel, maar hierdie gaan oor die gees van die dood en the spirit of death. Jy sien dit so baie in mense, iemand wat nie oor die dood van iemand kan kom nie. Maak nie 'n fout nie as iemand oorlede is dit 'n rowwe tyd en mense rou en ek sê nie mense kry ooit klaar gerou nie, glad nie. Dis nie my hart nie. Ek is nie 'n beraader nie, ek is nie 'n teoloog nie. Maar ek weet dat daar sekere punte is waar die Here mens moet werk. Want ek dink die verlange raak nooit beter nie en die seer raak nooit beter nie. Maar as jy gaan kyk na the spirit of death, die gees van dood, aanvanklik is dit iets wat nie noodwendig deel van jou lewe is nie. Maar na mate jy al hoe meer depressief raak, as ek dit so kan stel, hoe nader en nader kom hierdie gees na jou toe. Op die eind van die dag, it all boils down to dat die vyand wil jou dood hê. En die woord is baie duidelik daaroor, life and death, ons moet kies. So, ek wil bietjie deel met dit wat ek al in die veld ervaar het en dan verseker wat ek persoonlik ervaar het al in my lewe. So, en ek het net by die Here gaan sê en ek het hom gesê, hoe doen ek hierdie? Want dis een van my goed wat wys my in die Bybel waar staan dat ek mag nie die as hou nie. As jy regtig tegnies wil raak, dan staan daar nêrens in die Bybel dat ons veras moet word nie, maar vir enigiemand om te verstaan, dink ek is baie belangrik om te verstaan hoe is ons aan mekaar gesit, en baie mense weet dit, baie mense weet dit dalk nie, so ek wil dit gou vir jou verduidelik. Ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Jy as mens bestaan uit gees, siel en liggaam. Jy het 3 dele waaruit jy bestaan. Jou geesmens is God binne jou. Dis die asem wat in jou ingeblaas word. Die ruach, die dag as jy tot wedergeboorte kom, gebeur daar iets en jy het 'n koneksie met God. Jy's 'n wedergebore kind van God. Dis jou geesmens. Jou geesmens is God binne in jou. Dis die mens wat verlang na God, wat sekere goeders ervaar. Dis jou geesmens. Dan het jy jou siel. Jou siel is jou wil en jou intellek en jou emosies. As jy seer het, gaan sit dit in jou sielsdimensie. As jy slegte ervarings het, gaan sit dit in jou sielsdimensie. Anger, jealousy, hate, daai goed is nie van God nie. So dit kan nie in die geesmens gaan sit nie. Dit gaan sit in die sielsdimensie. Jou wil, dis waar jy besluite maak. En jou intellek, dis hoe jy dinge doen. Dis hoekom mense het gees, siel en liggaam, maar diere, soos byvoorbeeld jou hond, het 'n siel, want hy verstaan jaloesie en hy verstaan haat, maar hy het nie 'n gees nie. Hy het nie die gees van God binne in hom nie. Hy is gespreek, hy is nie gemaak met die hande soos wat ons gemaak is nie, en God sy liggaam, sy asem in ons ingeblaas het nie. That's the difference between us and them. So, en dan het jy jou liggaam is net soos, hy is 'n sakker, hy voeder saam met enigiemand aan wat sterk genoeg is, so as jou geesmens sterk genoeg is, en jou liggaam kry die urge om te gaan drink, byvoorbeeld, sal jou geesmens sê, nee,
Nee, kom ons gaan sit by die voete van die Here. Waar jou sielmens, waar die seer sit, sal sê, yes, kom ons gaan drink dit op. Kom ons raak dit ontslaaf in hierdie seer en hierdie pyn en hierdie goeders. Okay, so dis die verskil. Die ideaal vir ons is om te operate uit ons geesdimensie. Jou geesdimensie kry jy sterk deur te lees uit die woord van God en tyd saam met God te spandeer. So dis die ideaal, dis eintlik waar ons moet wees. Dit is wie Adam en Eva was voor die sondeval. Hulle was geesmens, God, geesmens. Toe gebeur die sondeval en dis waar die ander goed ingekruip het. Jou sielsdimensie is waar jou seer gaan sit. Dis hoekom ons brokstukke van ons siel kan mis. Dit kan wegwees. Die vyand kom en hou dit gevange, maar Jesus het so mooi gesê, hy het gesê, I came to set the captives free. En dis wat God daarmee bedoel het, wat Jesus daarmee bedoel het, is ek gaan jou brokstukke van jou siel, jou seer kry, gaan ek vrymaak, sodat jy weer heel kan word, sodat jy weer een kan word daarmee. Maar dis 'n lang storie, dis heeltemal 'n ander teaching. So jy bestaan uit gees, siel en liggaam. Die dag as jy tot sterwe kom, is dit jou gees wat na God toe gaan. Dis jou geesmens wat na God toe gaan. As jy wedergebore kind van God is, as jy jou oë toemaak op die aarde en jy gaan dood, maak jy oë oop in die hemel. Punt. Dis hoe eenvoudig dit is. Dan is jy by die voete van God. Dis jou geestesmensie. Dis hoekom 'n kind van God, 'n wedergebore kind van God, kan demone huisves. Want demone bly in die sielsdimensie en nie in die geesdimensie nie. Because light and darkness cannot be one. Okay. Ek weet dit, want ek het my grootste bevrydings gehad nadat ek my hart vir die Here gegee het. Okay. So. Reverse bietjie. Okay, so jou siel is waar die seer gaan sit. So die dag as jy tot sterwe kom, is dit jou gees, mens, wat na God toe gaan. Jou liggaam bly agter, en jou siel is nie meer nie. It is non-existent. Daar is ander goed, waar mens dieper kan ingaan, oor gestorwe geeste en hierdie tipe van goed, but we're not gonna go there. Okay, dis too much. Nou hier is die ding. Dit wat agterbly, is nie meer jou geliefde nie. Dis eintlik waar ek wil uitkom. Die dag as jou mens wat dood is, tot sterwe kom, maak hulle oë oop by die voete van Jesus. En jy, as jy wedergebore kind van God is, gaan jy hulle weer sien, en jy gaan hulle herken, en jy gaan daar wees saam met hulle. Dis hoekom daar nie pyn in die hemel is nie, daar is nie seerkry in die hemel nie, want jou siel gaan nie saam nie. Okay, so jy gaan nie pyn ervaar in die hemel nie. Jy gaan nie hartseer wees in die hemel nie, want daai is menslike emosies wat saam met ons liggaam kom, die deel kom waarin ons kan vat. Maar jou geestesmensie is die een wat na God toe gaan. Perfek, verheerlikte liggaam. So, okay. En ek ry en ek het hierdie skrif en ek sê, Here, maar hoe moet ek hierdie ding verduidelik? Hoe moet ek verduidelik van die as en ek gaan soek bietjie oor as in die woord van God en daar's baie skrif oor as. Maar daar's nie skrif wat dit enigsins op lewe dui nie. Nie een van die skrifte wat ek gaan soek het oor as, whether it be, hulle het as gebruik om op die rooi heifer te gooi, om offers te bring, sodat die volk se sonde kan vergewe word. Daar is nêrens iets goeds rondom as in die woord van God nie. Mense was as hulle in sonde was en hulle het voor die Here gaan lê en hulle was hartseer en het hulle self met as gegooi. So as het altyd 'n negatiewe konnotasie. Altyd 'n negatiewe konnotasie. Selfs Jesus sê in sy woord, ek het gekom, I will give you beauty for ashes. Ek gaan jou as vat, ek gaan die seer vat. And I'm gonna give you life. Ek gaan vir jou die skoon gee, ek gaan vir jou die mooi gee. Waar die ouens gerou het hulle altyd in as gerou. Totdat die rouproses verby was, dan het hulle die as opgegee en hulle het hulle self gaan was en hulle het gesê, ek is klaar met die as, ek gaan nie meer daar nie. En dis ek een van die grootste redes hoekom die Here met my so baie gepraat het daaroor is, en asseblief, hoor my hart, ek sê nie gaan gooi, niks wat ek sê hoef jy te vat nie. Jy kan gaan sit asseblief by die voete van Jesus en hoor by hom, want hy gaan met jou deel. Ek is nie hier om jou te oortuig nie, ek is net hier om dit vir jou te sê wat Pa vir my gesê het. En ek is net hier om dit wat ek uit die woord uit en uit die skrif uit gekry het met jou te deel. En yes, ek is nie 'n teoloog nie, en yes, ek is nie 'n beraader nie, en ek is nie 'n sielkundige nie. Maar ek het die woord van God. En dis nie een van daai goed wat net daar staan van maak die Bybel oop en daar staan, jy moenie jou
tannie se oom se as in die huis hê nie. Glad nie, daar is nie so skrif nie. Daar is nie so skrif nie, maar daar's baie skrif oor die negatiewe van as. En dat God dit nie vir ons beplan het nie, glad nie. En die Here sê, ek het gekom sodat jy lewe kan hê. Dit is een van die kosbaarste skrif vir my rondom as in die huis is ek het gekom sodat jy lewe kan hê. Lewe in oorvloed. Wat gebeur is the spirit of death clings en hy kom sit vas. En daar word deure oopgemaak in jou lewe. Wat? En jy verstaan dit nie, maar daar's sekere areas waar jy net nie deurbraak kry nie. Daar's sekere areas wat dood is. Die Here hoor nie my stem nie. Die Here hoor nie my roep nie. Dis asof die Here net weg is. Hy hoor my nie. Ons finansies is dood, niks werk nie. En ergens in jou huis staan hierdie as. En ek sê, Here, maar verduidelik vir my hierdie, because I don't understand. Ek verstaan nie, Here, hoe gaan sit hierdie gees dan aan hierdie as vas? En die Here laat val 'n woord in my hart terwyl ek ry en hy sê vir my, it is desolate ground. Dis onbewoonde grond. Ek sê, Here, ek verstaan nie. Die Here sê vir my, it's no man's land. Ek sê, Here, die Here sê vir my, en hy vat my terug. Die Here sê, hy het vir ons lewe kom gee. Okay? Unoccupied land. Daardie assies is nie meer jou geliefde nie. Jou geliefde is by Jesus. Okay? Daardie as is no man's land. It's unoccupied land. Want. Ons wat kinders is van Jesus, van Yeshua. Ons pleit die bloed van Jesus oor ons. Nee? Blood covers blood. So die bloed van Jesus beskerm my. Die bloed van Jesus pleit ek oor my gesin. Die bloed van Jesus, bloed beskerm bloed. Jesus se bloed is vir ons betaal, dierprys betaal. Jou huis en jou goed, jou kar. Jy kan nie die bloed van Jesus oor jou goed pleit nie, because it's not alive. Okay? Daarvoor het God gesê, ek het engele. Vra my en ek sal my engele stuur om jou grond op te pas, om jou kar op te pas, om vir jou dis wat engele doen. Engele is daar om ons te beskerm, hulle is boodskappers, hulle het 'n spesifieke rol. Ons kan nie vir hulle roep nie, ons kan nie sê, kom engeltjie, kom beskerm my, glad nie. Dis hemelse wesens, magtige hemelse wesens. Dis nie 'n klein ouetjie met klein vlekkies en 'n cute rokkie aan wat op 'n stokkie sit nie, glad nie. Ek kan nie vir julle vertel hoe kwaad word ek as mense dit doen met engele nie. Engele is nooit vroulik nie, engele is altyd manlik, is altyd manlike hemelwesens. En ek en jy kan hulle nie op 'n bekertjie print nie. Want dan sit jy 'n engel in 'n blik wat God nie vir hom gemaak het nie. Okay, so dis magtige, kragtige wesens wat daar is om God se opdragte uit te voer. Soos ek sê, Here, stuur asseblief die engele om ons huis te beskerm, dan stuur hy sy engele. God is the commander of the armies of heaven. Come on man, dit moet jy iets sê. Hierdie engele, maar in elk geval, okay. So ek vra God om ons goed te beskerm en om ons kar te beskerm en om ons die pad vooruit te gaan. Dis wat engele doen. The blood of Yeshua protects us. Life. Blood protects life. Jesus se bloed beskerm my. Okay. So wat gebeur met die as? Ek kan nie Jesus se bloed oor dit pleit nie. Punt nommer 1. Ek kan nie sy engele vra om oor dit wag te hou nie, want engele hou nie wag oor dit wat dood is nie. So it's no man's land. Dis 'n plek in jou huis waar daar geen beskerming is nie. En ons almal weet wat gebeur met 'n stuk grond wat net daar lê. Iemand gaan daar kom bly. But I need an invite. So as jy dit in jou huis inbring, dan nooi jy daardie geeste, daardie bose magte om saam in te kom. Ek sê nie jou tannie is 'n bose gees nie, hoor my hart asseblief. But it's no man's land. En enigiets kan inkom as dit nie beskerm is deur God se engele of Jesus se bloed nie. En ons kan nie God se engele of Jesus se bloed betrek by iets wat dood is nie. Dis so eenvoudig soos, want hy sê in sy woord, hy sê in Deuteronomium 30, hy sê, I call on heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that both you and your seed may live. Wat sê hy? Kies lewe, moenie dood kies nie. Hy sê, kies blessing, moenie curse kies nie, want wat is die teenoorgestelde van blessing? It's curse.
Verstaan? En elke skrif wat die Here vir my gaan haal, 'n skrif. Hy sê vir my in John 10:10, the thief comes to steal, kill and destroy. Dis wat hy doen. Die gees van die dood kom steel. Mense sê Satan, okay, kom ek stel dit so. Satan kan lewens kom steel. Satan steel babas. Satan maak kinders siek. Satan steel lewens. En hy kan, because there is a spirit under him, a spirit of death, wat uit is om mense dood te maak, voordat hulle hart vir die Here kan gee. Hy's uit, hy haat ons, hy's 'n mensemoordenaar. Satan kan mense doodmaak. Punt. Ons kan nie daarby verbykom nie. Dit staan in God se woord. Hy sê, the thief comes to steal, kill and destroy, but I have come so that you may have life in life in abundance. Ek het gekom sodat jy lewe in oorvloed wil hê. Hoekom hou ons vas aan die dood? Hoekom hou ons vas in the memory of death? Why? En daar's baie goed wat ek hieroor kan sê. So ek kan lank besig gaan. Hy sê in Lukas 9 sê hy vir die disippels wat hy roep disippels en hy sê vir hulle, volg my. He said to the other one, follow me. But he said, let me bury my father first. But Jesus said, let the dead bury the dead. Laat die dooies begrawe. Kom na my toe dat ek vir jou lewe kan gee en lewe in oorvloed. Wanneer laas het jy gelag? Wanneer laas was daar life in abundance gewees? Jesus sê, I am the way, the truth and the life. Dit is nie wat God vir jou wil hê nie. God wil nie vir jou dood hê nie. God wil nie vir jou dood hê nie. Sorry, maak my boek toe. Daar skrif op skrif, waar God sê, ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. En ons kan nie vashou aan die dood nie. Ons kan nie vashou aan die dood nie. Ek het so baie met die Here oor gepraat, want ek wil nie iemand moet voel dat ek die proses waardeur hulle gaan in die knie skiet nie glad nie. Ek is nie hier om vir jou te sê wanneer jy moet of wanneer jy nie moet rou nie. Ek is hier om vir jou te sê dat dit 'n deur in jou huis oopmaak. That you've invited death into your house. Dis nie net as nie. Dit is nie net as nie. It is no man's land. And no man's land will be occupied. Ons lees in Matteus 12:43 waar Jesus self sê, when a demon is cast out, it will go to dry, waterless places. Wat is as? As is dry, waterless places. It will go there. En dan sal hy gaan kyk, en as daar nie, daai waterless is nie noodwendig woestyn nie. It is a spiritual dry land, a lack of living water. Wat anders is dit? Wat anders is daardie as a lack of living water, as a lack of life? There is no life. There is no life. En ons hou in hierdie goed vas vir sentimenteel. Ons hou in dit vas, want ek moet nog die, of ek moet nog daai. Waar Jesus sê, ek is die lewe. I am life, I am death, en ek wil nie hê jy moet vassit in die dood nie. En ons baie wat ek hieroor kan sê, maar ek wil met julle share, en hierdie is persoonlike ondervinding. En ek het so ver moontlik name probeer uithou, want ek wil nie hê iemand moet seer kry nie. Ons ken iemand, sy vrou is oorlede, en vanuit sy vrou oorlede is dit, hy is tweeregtig om aan te gaan, om te lewe, sy vrou was sy hele lewe gewees, en so hy en hierdie vrou van hom wat oorlede is, sy assies gaan oral, hy vat dit saam, hy dit slaap saam met hom, hy is letterlik, hy hou vas asof dit nog steeds sy is, en hy kom kuier by mense wat ons ken, en hy sê toe op 'n stadium of hy of die mense wat ons ken nie wil iets saam met hom drink nie, en die persoon sê, ja, dis reg, kom, en die oom sê, maar gaan jy omgee as ek vir Tannie so en so saambring? En die vriende van ons dink, hulle wil hom nie in die gesig vat nie, want hy is besig om deur 'n rouproses te gaan, en hulle sê net, dis okay, jy kan maar. En die persoon het ingekom met iets om te drink en 'n sakkie met die as in. En hulle het gekuier en die oom is weg, en ek praat op 'n stadium met hierdie vriende van ons, maar dis chaos in hulle huis. Dis letterlik chaos in hulle huis. Alles loop verkeerd en dis siek en dis net, ek sê, dit klink soos dood. Ek sê, kom, ek gaan kom, laat ek net weer 'n bietjie die huis kom skoonmaak, want ons het dit lanklaas gedoen. En
En ek kom daar en ek vat my salfolie en ek het hulle voordeur oopgelos. Ek het hulle agterdeur toegemaak en hulle voordeur oopgelos. Dat whatever daar is kan uitgaan. En ek het die huis begin salf van die ander kant af vorentoe. En toe ek by hulle tafel kom waar hierdie assies gestaan het, toe het ek daar begin bid en ek het die plek gesalf en die volgende oomblik sê hierdie vrou vir my, wat het ek nou net onder die tafel gesien? Dit het gelyk soos 'n groot akedus, amper soos 'n kat ding, wat onder deur die tafel gehardloop het. Hulle het die troeteldiere nie, wat onder deur die tafel gehardloop het. En op daai oomblik sê ek, ja, gees van dood, ek bind jou in die naam van Jesus. En die res gaan in daar skrif vir dit. Ek sê, ek bind jou in die naam van Jesus, jy het geen plek hier nie. En die oomblik toe ek dit sê, toe klap die deur toe. Die voordeur wat ek toegemaak het. En ek soos, okay, good, we've got this. Hierdie ding is by die deur uit, ons is goed. En ek gaan huis toe in. Want jy moet onthou, die oomblik toe hierdie vriende van ons vir hom sê, dis reg, jy kan die as inbring, was it an invitation. As hy die assies in die huis ingebring het, sonder om te vra of het mag inkom, was dit illegal ground, dan sou daar niks gebeur het nie. Maar die oomblik toe hulle dit inbring en sê, dis reg, jy kan haar inbring, the invited the demon in as well. Okay, so hierdie gees het saam ingekom. Want hy het toegang gehad, hy het gevra en hy mag inkom. Okay. Ja, die week daarna gaan dit weer crazy by hulle. Dis die ding, en sy sê vir my, ek weet nie wat jy gedoen het, maar dit het nie gewerk nie. Dit is groot fout. En ek gaan terugsien toe. Ek vat manskap, ek sê vir Jean, kom saam met my asseblief, want ek het iets gemis. Ek doen weer dieselfde. Ek los die voordeur oop, ek maak die agterdeur toe en ek begin die huis. Ek sê vir hom, staan jy waar die as was. Ek gaan deur die huis gaan, ek gaan huis skoon maak. En ek het weer deur die huis gegaan en ek het gesalf en ek het by die plek gekom waar die as gestaan het en ek het die plek gesalf en ek het sê, jy gees van dood, ek bind jou in die naam van Jesus. En die oomblik het ek sê, toe gaan die deur toe. Klap die deur toe. Daar was nie wind nie. En ek besef dat voor hierdie ding kon uit, is die deur toegemaak, hy kon nie uitgaan nie. Onthou, daar's sekere reëls geld, daar moet die deur oop wees. Ek kan nie in as die deur nie oop is nie. Okay, daar's sekere reëls wat geld in die geestelike wêreld. En ek het gesê, nee, jy het my die eerste keer so gevang, jy gaan my die tweede keer vang nie. En ek het gegaan en ek het die deur oopgemaak en ek het die deur oopgehou en ek het gesê, in die naam van Jesus uit. En ek kon voel hoe daar wind verby my kom. En daarna het ek beter gegaan in hulle huis. So, hoor my hart, ek het eendag gebid, dit was die eerste keer, die ander keer het ek gebid vir iemand en daar was, ek het so 'n bietjie vertel daaroor, daar was 'n urn waar hierdie as inkom. Want onthou, as iemand my vra om by hulle te kom bedien en hulle gee vir my die vloer en daar's 'n plek waar ek kan bid, is dit my plig om seker te maak dat die plek waar ek bid is skoon. Okay? So dit was my plig om in die eerste plek toe ek die as sien dit uit te vat, die urn sien om dit uit te vat en ek het nie. So met die gevolg is, ek het dit gesien en ek het probeer kyk wat is dit, maar ek wou nie karring nie want ek het gevoel dit was nie my plek nie, maar ek het die autoriteit gehad om te bid vir dit. So ek het en daar het iemand by my kom staan en sy het vir my gesê, sy sukkel om oor die dood van so en so te kom. En ek sê vir okay, goed, kom ons bid daarvoor, because it's a spirit of death. As jy so sukkel om oor hierdie ding te kom, en dit is nou al so lank. En ek bid vir haar, en die oomblik toe ek the spirit of death, toe ek sê, in die naam van Jesus, bind ons die gees van dood oor jou lewe, die gees van selfmoord, die gees van angs, die gees van depressie. Die oomblik toe ek dit sê, toe voel dit letterlik asof daar 'n ding op my rug klim, so, dat ek nie kon staan nie. Ek was duiselig, ek was dronk, ek het warm gekry, die sweet het my afgetap, die ding het letterlik gemanifesteer by my. Die volgende 2 mense vir wie ek bid, moes ek eintlik sit, want ek kon nie regop staan nie. Ek kon nie, dit het die gevoel asof ek enige oomblik gaan flou word. En terwyl ek sit, sê die Here vir my, ek het jou gewys om daai ding uit te haal. En ek het vir 'n vriendin van my wat per toeval daar was daai dag gevra, sal jy asseblief dit gaan verwyder? En sy het dit uitgevat. Ek kon dit verwyder want ek het toestemming gehad om daar te bid. En die oomblik toe sy dit uitvat, toe kon ek voel dat die ding van my rug afklim. Maar ek het nog steeds nie lekker gevoel nie, want ek was ongehoorsaam. I was disobedient. God om vir my wys en sê, vat hom uit. Het ek hom nie uitgevat nie, want ek was bang wat die mense gaan dink. So my gevolg is, en ek is daar weg en ek het begin al hoe slegter voel en ek het belaglike krampe in my bene gehad, dat ek nie met my regtervoet die petrol kon trap nie, ek moes dit met my linkervoet doen. En op 'n stadium sê die Here, ek sê vir die Here, ek gaan stop, dat ek net my been kan strek, want ek kan doen this, en die Here sê vir my, moenie stop nie. Moenie stop nie. As jy nou gaan stop, gaan jy nie lewend aan die kant uitkom nie. En ek het so gery en gebly bid in tale en bly bid tot ek by die huis gekom het. En ek het kom bid en ek sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer dat ek hierdie ding nie dadelik uitgevat het nie. So ek kan vir jou vertel, ons was
So rukkie terugkeer ons by iemand en ek het nie geweet hulle. Ons sit in ons gesels maar ek slaap die vorige aand nie. Ek slaap nie, dis nie lekker nie, ek slaap nie. Die geesteswêreld is besig en op 'n stadium raak ek kan nie slaap. Maar dis daar in between slaap en in my gees sien ek die girl sit in die kamer by ons geslaap op 'n matras nie. Sy vrou is so rukkie terug oorlede, 5 maande. En ons is in die kamer en ons slaap en die volgende oomblik sien ek by Jessie en Abby se voete staan daar 'n dogtertjie. Ek skat haar so 10 jaar uit en sy het lang donker hare en sy het 'n wit stryk op haar kop met 'n band agtertoe en sy het 'n wit rokkie aan. En al wat sy doen is sy staan met haar hande gevou so bymekaar en sy staan vir die girls en kyk. En ek skrik wakker en ek besef dis demonies. Dis absoluut demonies. En ek gaan en ek begin dadelik bid en ek salf hulle. En hierdie ding is weg en die volgende dag toe ons sit en gesels toe vertel die oom vir ons dat die tannie se as is nog daar. Maar dit het nie, ek het glad nie daaroor gepraat nie. Ons het net die kant en daai kant toe en hy sê ja, sy eerste vrou se as is daar en die tweede vrou se as is nog in die huis. En ek moes dit geweet het want Abby wou nie daar slaap in die vertrek waar die as was nie. Sy het net gesê ek slaap nie sonder dat ons geweet het die as is eers daar. So hierdie goed manifesteer. Dit manifesteer en as ek vir sê die mense by wie ek hierdie goed ervaar het is regtig nie mense wat dom is vir hierdie goed nie. Daar's nie ander verduideliking nie. Hier's my hart. Ek sê nie gooi dit uit jou huis uit nie. Ek sê nie. Al wat ek sê is partykeer hou ons so vas aan die dood dat ons vergeet om te lewe. Daar's 'n rede altyd vir alles en as die Here sê maak skoon, ek het gekom sodat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Ek het gekom sodat you can have life. Ek het gekom sodat daar strome lewende water uit jou kan uitvloei. Lig en duisternis kan nie by dieselfde plek wees nie. It can't. En dis my hart vir jou. Dis my hart vir dit. Ek het al gebid, was by een spesifieke plek waar ons gebid het en daar was uit frisse baie vir mense gebid daai dag en daar seker 10 mense gewees vir wie ek gebid het in die gees van die dood. En 2/3 van hulle het die as in hulle huis gehad. Jy sien dit letterlik terwyl jy vir hulle bid, hulle het die grys gelaatskleur en die oomblik as jy vir hulle bid en die Here kom maak hulle vry van hierdie ding, is dit asof daar kleur in hulle wange is en hulle lewe weer. Ek het hom net soveel keer al gesien manifesteer en Melindri is iemand wat ek ontmoet het terug en sy sê so awesome ding. Sy sê dat as jy praat uit 'n scope van jou eie ervaring kan mense nie noodwendig vir jou sê is verkeerd nie. Dis my ervaring. En hoewel ek my ervaring kan deel, kan ek jou nie maak dit glo nie. Maar elke skrif wat ek in die woord van God gekry het oor as is negatief. Elke liewe skrif. Diere, mense, you name it, is negatief. Elke skrif wat daar teenoor staan is lewe. Ek het gekom sodat jy lewe in oorvloed moet hê. Kom vul jou huis, maak jou huis vol. Wanneer laas het jy gelag? Wanneer laas het jy? Klou jy vas aan daardie seer en ek is nie besig om te sê jy mag nie rou nie, glad nie. Maar Jesus sê ek wil jou vrymaak. I want to give you beauty for ashes. I want to give you beauty for ashes. Ek vat daai uninhabited ground, daai grondgebied wat nie 'n eienaar het nie, wat die vyand kom beset. Skuif dit uit jou huis uit. Ek hoop jy verstaan my hart. Dat ek nie hier is en onsympathiek is en enige sweets nie. En jy hoef nie met my saam te stem nie. Dit gaan jou verseker nie uit die hemel uithou nie. Hoor my hart. But it opens doors to the enemy. Dit maak die deure in jou lewe toe. Deure van oorvloed, deure van seën, lewe. It hinders life. Mag jy kies. I put before you life and death. I put before you blessing and curse. Choose life. Mag jy lewe kies. Mag jy lewe kies. Gaan sit by die koning en hoor sy hart en wat hy vir jou wil hê. My e-mailadres is op Facebook. Jy is welkom om my te e-mail. As jy nie saam met my stem nie, is ook okay.
Ek is nie hier om jou te oortuig nie. Ek is net hier om my hart te deel met dit wat Pa met my gedeel het. Ek bid vir vrede en vreugde en oorvloed en lewe en strome lewende water in jou lewe. Shalom, shalom.